Goeiemôre vriende, dis vandag Woensdag 4 Maart 2026. Ek hoop julle het 'n lekker klein Saterdag vandag. Kom ons raak net stil. Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat is, die een wat was, die een wat kom, die Almagtige. U is die alomteenwoordige, alwyse, alliefdevolle God en Vader. Dankie Here dat ons U kan aanbid. Dankie Here dat ons aan U kan vashou. Dankie dat ons kan weet Here, U los ons nooit. Dankie Here vir U verbondstekens van die doop en die genade wat U vir ons kom gee, sodat Here, wanneer die ou duiwel vir ons aanval, ons inderdaad vir hom kan sê, nee, wat ek is 'n kind van die Here, hy het my al daai tyd sy kind gemaak, ek is syne, ek is sy eiendom. Dankie dat ons vir hom kan sê, hy het vir my gesterf aan die kruis, vir al my sondes, en omdat ek in hom glo, sal ek die ewige lewe beerwe. Dankie Here dat ons dit het. Dankie dat ons dit in ons arsenaal het om ook die bose af te weer van ons af. Dankie vir die nabyheid elke dag, elke oomblik in ons lewens. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Nou, ons is nog vandag en môre met meditasie besig en dan begin ons met die volgende boek. Vriende, ek wil julle invat in die meditasie met Psalm 119 vers 26. Ek het my lewensloop aan U bekend gemaak en U het my gebed verhoor. Ek het my lewensloop aan U bekend gemaak en U het my gebed verhoor. Vriende, wat is daar in jou lewensloop, jou lewe wat jy vir die Here wil sê, Here, hierdie is die pad wat ek loop. Here, ek kort wysheid op hierdie pad. Here, watse besluite moet ek op hierdie pad neem? Wat dit ook al is, vriende. Kom sê die psalmdigter, ek het my lewensloop aan U bekend gemaak en U het my gebed verhoor. En vriende, dat ons altyd weet dat die Here God verhoor ons gebed, wanneer ons sy wysheid en leiding vra in ons lewensloop, ons lewensomstandighede, wys hy vir ons. Sit dit jou lewensomstandighede, jou lewensloop, goed waar die twyfel, sit dit nou op die tafel. Vriende, en in die woorde van die psalmdigter, die Here sal jou gebed verhoor. Gee dit geleentheid om dit te doen. Leer my hoe om U bevele uit te voer. Ek wil van U magtige dade vertel. Leer my hoe om U bevele uit te voer. Nou vriende, die Bybel help ons daarmee. Dit is hoekom die Bybel daar vir ons is. Hy help ons. Hy sê vir ons dit en dit en dit en dit is die pad wat jy moet loop. So die Here leer ons klaar in die woord, maar dan moet ek en jy die woord bestudeer. Maar nou sê die psalmdigter, ek wil van U magtige dade vertel. En vriende, daar's 'n klomp goed in jou en my lewe wat op 'n daaglikse vlak plaasvind, wat die Here eintlik kom doen in ons lewe. Ons baie keer aanvaar dit as vanselfsprekend. Maar ek wil hê jy moet hierdie tyd wat kom van sy magtige dade vertel. Vat 'n vriendin, bel haar en sê vir haar, ek net vir jou vertel wat het God gedoen. Hoe het ek God beleef? Dink 'n bietjie nou, vir wie wil jy gaan vertel oor God se magtige dade? En dan wil ek hê jy moet jou commit om daai een persoon te bel nadat jy geluister het.
En dan sluit ons vandag se meditasie af waar die psalmdigter sê: Ek kies die betroubare pad. Ek lewe volgens u bepalings. Ek hou vas aan die verordeninge, Here. Moet tog nie dat my lewe in teleurstelling word nie. That's amazing woorde. Moet tog nie dat my lewe in teleurstelling word nie. Terwyl jy daar sit, kies jy die betroubare pad elke dag. Kies jy in die oggende en sê vir die Here, Here, vandag wil ek vir u lewe, help my deur die Gees. Kom ons hou hom net daar. Kom ons hou hom daarin vas. Vra vir die Here om elke dag wat jy ingaan in die dag, nie oor jou persoonlike behoeftes nie, maar kies jy elke dag die betroubare pad. En vra jy vir die Here om jou te help op daai pad. Reflekteer 'n bietjie daaroor. Commit jou vir vandag om daai betroubare pad te stap. Daar by die werk, daar in jou huwelik, waar jy ook al is. Kies die betroubare pad. Dankie Here dat ons kan rustig raak voor U. Here, dat Psalm 119 ons lei eintlik deur die woord om vir ons te vertel hoe belangrik is U woord en U bevele. En om dit gehoorsaam te wees en gee dat ons lewe nie 'n teleurstelling sal wees nie. Amen. Vriende, mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar.